Is u reg vir die woord vanmôre? Kom ons gee al ons kruiskykers 'n lekker handeklap vanmôre. Ons het so 'n paar minute wat ons saam met u gaan kuier. Dankie dat u ons toelaat in die sitkamer, studeerkamer, waar ook al u na hierdie woord vanmôre luister. Ons gaan so klein bietjie van net so hier en daar 'n herhaling doen van die skrifte wat ons hierdie week of hierdie maand gebruik het. Ons praat oor geloof. Ons praat ook dat ons 'n lewe moet lewe deur die geloof. My en u lewe is lewens wat in geloof is, rondom geloof is rondom ons. Daarom is dit maklik om oor hierdie onderwerp te kan praat, want dit is 'n woord wat ons doen. Hebreërs kom en hy sê daarso in Hebreërs 10 vers 38, maar die regverdige sal uit die geloof lewe. Daarom het ons nodig om regverdig, die woord regverdig en die geregtigheid van God en ons bekering te kan verstaan. Maar nie net nou ons bekering nie, maar ons wedergeboorte. Wie van u weet dat daar's mense wat na die altaar toe gekom het en asseblief moenie hulle in jou kop begin opnoem nie. Daar's mense wat na die altaar toe gekom het en hulle is in daardie oomblik het hulle redding ervaar, maar ek het 'n besluit wat ek moet maak en dit is dat hy my gees wederbaar, want dis waarvoor hierdie geskenk is en dat my lewe sal verander. Dat ek nie dieselfde sal bly nie, die regverdige. Jy is bloedgewas, jy is bloedgewas, dit maak jy 'n regverdige. Dan sê dit vir ons hierso dat ons lewens moet uit die geloof. Nou, vir my en u om te glo in 'n God wat ons nie kan sien nie, dat ons ewig gaan inwoon by hom, dit kos geloof. Dieselfde geloof wat dit kos, nie net om ons adres te bevestig nie, is dieselfde geloof wat u en ek nodig het wanneer ons deur 'n storm gaan. Wanneer ons deur 'n situasie gaan, wanneer u en ek vertrou dat kinders gered word, dat hulle loskom uit dwelms uit, dat mans en vrouens gaan gered word, dat u en ek se familie by 'n plek is waar ons in die weë en in die wil van die Here sal loop en 'n deurbraak sal wees, dieselfde geloof. Is nie 'n ander inspanning nie. Ons voel baie keer so. Wanneer iets opduik, dan voel ons maar nou, en daar is 'n mate wat tot ons gevoeg word, wanneer ons dit nodig het in die manier, is amper asof jy hierdie inspuiting kry, dis die salwing wat op jou kom, om nie net te verduur en te verdra nie, dis die salwing wat op jou kom, om te verdryf en om te verlos, nie net om verligting te bring nie. Wie van u sê vanmôre saam met my, dat ons het die salwing van die Here nodig? Ons het die salwing van die Here en ons kan dit nie sonder die Heilige Gees doen nie. Maar die regverdige sal deur die geloof of uit die geloof leef, en wanneer ons onsself onttrek daarvan, wanneer ek myself sê, jong, ek dink nie dit wat aan die kruis gebeur het, hierdie is nie dit wat ek dink, dit wat ek doen is nie, maak dit nie moontlik nie, nee, wanneer ek kom en ek onttrek my, wanneer hy of sy homself onttrek, wanneer ek sê dat die kruis was nie genoeg nie. Wie van u sê vanmôre die kruis was genoeg? Christus se sterfte aan die dood was genoeg. Daardie dag is die dag waarna ons verwys dat dit hierdie dag is wat die Here gemaak het. Omdat hy daar gehang het, kan ek hier opstaan. Kan ek hier kom en ek kan verdryf, ek kan terugdruk, ek kan sê nee, ek is nie onder omstandighede nie, nee, ek is geroep om te regeer bo dit. Wanneer ek myself onttrek, wanneer ek sê dat dit was nie genoeg nie, ek het nog iets nodig, ek het nog iets wat ek moet doen nodig. Daardie persoon het God geen behae in nie. Want God weet ons dat hy behae, hy wil hê dat ons hom moet glo. Dit is belangrik dat ons die Here sal glo. Sê vir die persoon langs jou, my geloof is in God. Sê vir die persoon agter jou wat so geduldig en mooi na jou agterkant van jou kop kyk, want u het nie vanmôre daar droog geblaas nie, jy het net die kuif gedoen, want dis wat ons sien. Maar hulle is genadig, hulle is liefdevol om nie vir jou dit uit te wys nie. Ons geloof is in God, ja, by kere is dit vir dinge, maar is in God. Dis nie in dinge nie.
Dis nie in die dade wat ek doen nie. Nee, ek staan vanmôre in die afgehandelde taak van die kruis. Ek staan vanmôre weet dat daar is reeds vir my voorsiening betaal. Daar's reeds vir my genesing. Deur die wonde is ek, deur sy wonde is ek. Ek kom vanmôre en ek onttrek my nie. Ek staan nie terug en sê, wel miskien was dit nie genoeg nie. Kom laat ek nog bysit. Nee, hy is die volëindiger van my geloof. Dit begin as 'n mosterdsaad. Dit begin daar en hoekom gebruik Jesus die mosterdsaad as voorbeeld? Want dit is die saad waarmee hulle bekend was en hy kom eintlik en hy sê en hierdie is gewoonlik waar die vyand ons wil pootjie. Dis waar die vyand wil hê ons moet stil staan. Dis waar hy wil hê dat ek myself moet onttrek. Dis waar hy wil hê ek moet myself diskwalifiseer. Dis waar hy wil hê ek moet sê wel dit werk vir ander, maar dit werk nie vir my nie. Nee, ons kom en ons sit die klem op die kleinheid van die saad. Nee, hy kom en hy sê weens die kleinheid van die saad, ek kom en ek sê vir jou hoe groot ek is en as jy net jou wil na my toe bring en na my woord wandel, sal jy die weg van God ervaar. Het gaan nie oor hoe min my geloof is nie, is hoe groot my God is en hoe getrou hy is om by te voeg. Ek begin net hier. Ek begin by hierdie plek. Daarom kan ek u vanmôre vra, waarvoor vertrou u die Here? Waarvoor het u geloof uitgesit? Waarvoor het u geloof uitgesit? Want ons sien Hebreërs 10 ook verder gaan en al by 35 kom en hy praat en hy sê werp dan julle vrymoedigheid nie dat ons dit nie sal wegwerp nie. Die vyand is besig om mense te wil aanval in 'n plek waar hy vir hulle wil leuns vertel om te sê dat u is nie goed genoeg nie. Nee, hy kwalifiseer u. Is dit vir finansies, is dit vir genesing? Nee, is dit vir kinders? Wat van net om jou net om by 'n plek te wees wat jy sê dit wat jy nie meer wil doen nie, gaan jy mee aanhou om dit nie meer te doen nie. Jy's besig om jou lewe te lei as 'n wedergebore kind van die Here. Hy wat alles nuut maak en dit gaan geloof kos. Jakobus kom en hy sê daarso en as ons in die boek van as ons die eerste hoofstuk van Jakobus lees, geloof kom ons deur die gehoor van die woord. Moet asseblief nie dat hierdie woord jou altyd pak gee nie. Laat hy vir jou lewendig word, maar laat hy vir jou die gestalte van Christus aanneem. As hy 'n spieël is vir oggend, moenie net kyk tot eerste vlak of eerste dimensie waar jy net jou eie sonde en probleme sien nie. Sien die instruksie. Jakobus kom en hy sê daarso in die boek in Jakobus is diensknegt van God en die Here Jesus Christus aan die 12 stamme wat in die verstrooiing is en hy sê groete daarso en dit sê daar ag dit loutere vreugde my broeders wanneer julle in allerlei versoeking val. Daar moet ons 'n dadelike uitnodiging hê. Loutere vreugde. Omdat julle weet dat die beproewing van julle geloof lydsaamheid bewerk. Jy het nie die antwoord nie, ek het nie die antwoord nie, maar ons glo God. Nee, dis nie, ek doen net wat ek geniet nie. Nee, ek bly in hierdie vreugde. Dis nie, ek lag nou oor alles nie. As Suid-Afrikaners is dit 'n manier hoe ons met rou deel. Ons maak lig van swaar dinge. Dis 'n manier hoe ons is amper asof dit dis die manier hoe ons met trauma deel. Jong, as ek net dit kan lig maak, dit voel nou baie swaar en ek dink dis maar in ons ingebou nie net as kultuur nie. Nee, dit is die vreugde van die Here wat my beskutting is, maar dit beteken nie altyd dat dis omdat ek glimlag of omdat ek lag. Nee, ek ag dit loutere vreugde. Ek weet dat die Here is besig om iets te doen. Ek verstaan dit nie en ons hoef dit nie te verstaan nie. Ons weet dat alhoewel jy van wiskunde hou, gaan jy dit nie altyd verstaan nie. Ons weet tot nou toe nie, soos ek verlede week gesê het, hoe 'n wit en swart koei groen gras kan eet, wit melk kan gee en geel botter vir ons gee nie. Ons verstaan nie die wiskunde nie, maar ons weet daar's beskerming in hierdie vreugde. Ek weet God is besig om iets te doen. Ek is op pad na dit waartoe die Here wil hê ek moet op pad wees en nou gebeur dinge nie soos wat dit altyd moet gebeur nie. Wie van u was al daar? Jy weet God. Nie net weet jy dat die Here vir jou gesê het nie, jy weet wat hy vir jou gesê het om te doen. Dan kom daar allerlei dinge wat my geloof besig is om te toets. Wie van u se geloof was al getoets? Ek praat nou nie van die geduld nie.
Ek praat van wie van u se geloof was al getoets. Kom jy's besig om die Here te en vinnig is ons daar om te sê, ons gaan God net glo vir die groot dinge. Die res gaan ons mos doen. Nee, my lewe is deur geloof. Hierdie 23,000 asems wat ons kry om te asem, in en uit, gebruik ek om 'n geloofslewe te lewe. Ek's nie verseker van die volgende een nie, maar my belofte is dat die Here wil hê ek moet 'n lang lewe hê. Dat die Here wil hê dat dit is hoe ons dae moet uitloop. Ons is elke asemhaling is ons afhanklik. Dit kos geloof. Wag net, nie dat ek dit wil roep nie, anders te kruisig 'n paar mense my. Wag net tot iemand weer sou sê daar's 'n moontlikheid van load shedding. Tans het ons soveel geloof dat wanneer u en ek daai lig gaan aansit, gaan hy aangaan. Maar ons skedules was aangepas. Toe ons gehoor het daar gaan beerdkrag wees. Ewe skielik weet jy nie of die motorhuis se deur kan oopgaan nie. Nou bly jy sommer by die huis. Nee, elke oomblik is 'n oomblik wat ek in geloof lewe. Ja, dit raak deel van jou lewe. Ag, dit loutere vreugde begin opgewonde raak wanneer daar, Jaco, is jy dan nou heeltemal van jou trolley af. Begin opgewonde raak wanneer daar uitdagings kom. Onthou, dis nie altyd wanneer u en ek iets verkeerd doen, dat daar oppositie is nie. Het jy al gewonder of dit nie moontlik is omdat jy dinge reg doen nie? Ons is so geneig om nou te wil soek waar die sonde is, maar weet, u is seun van God, u is dogter van die Here. Begin in daardie identiteit te loop, sodat ons kan staande bly, sodat ons kan weet, al kom die storms, al kom die wind, al kom wat, kom ons by 'n plek wat ons sal staan. As nou vir die persoon langs u sou sê, staan, dan weet ek, hulle gaan opstaan, hulle is gretig om by die huis te kom, so moenie nou vir hulle sê, staan nie, maar weet, jy moet staan. Sê daar sommer maar die lydsaamheid moet tot volle verwerkliking kom, sodat jy volmaak en sonder gebrek kan wees en in niks kan kortkom nie. En as iemand van julle wysheid kortkom, laat hy of hom dit van God bid, wat aan almal sê eenvoudig, of 'n ander vertaling praat van oorvloedig gee sonder om te verwyd. En dit sal aan hom gegee word, maar hy moet in die geloof bid, sonder om te twyfel, want hy wat twyfel is soos 'n golf van die see wat deur die wind gedrywe en voortgesleep word. En hier kom 'n skrifgedeelte wat maak dat baie van ons die boek wil toemaak. Baie van ons wil sê dat nee, hierdie is hoekom ek hom nie lees nie. Sit u fokus op Christus. Geloof is om 'n lewe te lewe soos wat God voorsiening gemaak het, om 'n lewe te lewe soos wat God na dit kyk. Ons moet begin sien soos wat God sien. Hy het genoeg geloof gehad om die woord te laat vlees aanneem en onder ons kom woon het, en dis hoe ons lewens moet lei. Steede van hom nou te sien hoe dit lyk en klink asof ons gediskwalifiseer word, kom hy en sê, want die mens moet nie dink dat hy iets van die Here sal ontvang nie, want 'n dubbelhartige man is onbestendig in al in sy weë. Dubbelhartige vrou, een wat sê daar's twyfel, daar's moontlike vrese. Daarom kom ek en ek gee God 'n kans in my lewe. Ek omhels die prins van vrede. Ek kom en ek omhels die een wat stilte tot my storm bring. Ek kom en ek sê, nie net 'n sitplek waarmee ek saam met u sit nie. Nee, ek het 'n genadestoel wat ek in my lewe bou, dat hy is die een wat my staande hou. Ek het 'n enkel gedagte dat ek weet dat alhoewel my vertroue vir die goed, my geloof vir die goed, nie moontlik mag uitspeel soos wat ek het wil gehad het nie, kom die Here en hy bly God. My geloof is in God. Ek weet wat hy gesê het. Is hy dan 'n mens dat hy sal lieg? Nee. Baie keer wil die vyand vir u kom sê dat hy hoor u nie. Nee, ek is enkelgedagtig. My hart, my alles. Hierdie persoon dubbelhartig. Daarom is dit belangrik, die geveg is in my sielsdimensie.
My geveg is nie, ek weet wanneer my gees gewederbaar is. Wie van u het al 'n situasie in die gesig gestaar en u het geweet die Here gaan vir u deurkom. Jy het geweet dat jy geweet het, mense het nie verstaan dit wat in u gebeur het nie. As u dit nog nie ervaar het nie, moenie vanmôre vir jouself diskwalifiseer nie. Kry u net self by mense wat u sal kan dra en sal weet dat daar's 'n huis wat vol is, maar ten spyte en maak nie saak hoe die omstandighede lyk nie, hulle sal op die dak klim, hulle sal die dak begin oopmaak en hulle gaan jou in die volheid laat insak. Die Here gaan vir u deurbreek. Ons het verlede week gesê dat jy moet jou omring met mense van geloof. Veral wanneer dit kom by tye wanneer daar groot druk is, weet dat jy 'n deurbrekers nodig. Hulle wat in God glo, hulle wat saam met jou kan bid. Ons het verlede week gesê dat daar's 'n paar mense wat jy ver van jou siekbed moet afhou. Hulle wat baie kere kom sien en sê, dit het so met oor hulle mamma begin. Hou weg. Hou weg. Want om te glo is om te sien. Nie om te sien is glo nie. Om te glo is om te sien. Ek kom nie vanmôre en sê dat ons gaan nou 'n kamma waarheid leef nie. Nee, ek is hier om te sê dat ek gaan nie gaan op dit wat die gevoel wat ek moontlik mag ervaar nie. Nee, dit gaan vir my, die geloofslewe is om 'n besluit te maak wat jy aanvaar. Sien, ek ervaar, ewe skielik is die bloeddruk dit bo die ander een. Ek ervaar, die suiker is dit. Maar dit tog nie eien vir jouself nie. 'n Paar weke terug het ek vir jou gesê, paar mense, toe ons nog die voorbeeld gebruik het van hoe jy uit die oorvloed moet lewe en hoe jy uit jou piering moet uitlewe en hoe mense uit hulle piering uitgedrink het, toe ons groot geraak het. Het ander mense weer het een stapie verder gevat en gesê, jong, nie net drink ek uit my piering uit nie, maar ek kwalifiseer of ek identifiseer nou as 'n koppie tee. Hoekom? Want hulle het die water en hulle het die suiker. Hulle kort net die teesakkie. Want ons praat mos van my suiker. Ons praat mos van my bloeddruk. Nee, kom by hierdie plek waar ek ervaar hierdie dinge. Ek ervaar, as 'n paar van u wat so teen 10:00 vanmiddag, 10:00 vanmôre, sal u verstaan wat ek gesê het. Ek ervaar hierdie dinge. Ja, daar's pyn tans in my liggaam, maar God is 'n geneesheer. Dis die woord wat ek aanvaar. Ek ervaar dat tans lyk dit asof dit nie vir my hierdie maand nie, maar God is die een wat alreeds vir my voorsien het. Daarom wanneer dit kom by die vyande van geloof, soos wat daar vriende is wat jou gaan dra en die dak gaan oopbreek en vir jou in die volheid van die Here gaan afsak, sodat jy voor die Here kan kom. Dis al wat ons eintlik nodig het, is 'n ontmoeting met hom. En ek moet nie net daardie eenmalige ontmoeting met hom hê wanneer ons daardie bekeringsondervinding het nie, dan moet wedergeboorte en dan moet ek na hom toe gaan en sê, Here, hier's hierdie situasie, u woord sê, en dis waarop ek staan. Ja, ek het gehoor wat die dokter sê, maar u woord sê, dis waarvan uit ek lewe. So ek kom by 'n plek waar ek weet dat daar is vriende en daar's vyande wat ek nodig het om te arresteer, om uit te sit. Paar van u en ons hou nog huis met dinge wat nodig is om uitgesit te word. En ek praat nou nie van mans, vrouens en kinders nie. Een van die vyande is wanneer ek nie verstaan wat in my plaas gevind het met wedergeboorte nie. U is 'n koningskind. Maak nie saak wat iemand tot dusver toe gesê het nie. Weet wat God sê. Weet dat sy engele het aangaande een ons bevel gekry om ons op die hande te dra met wedergeboorte. Hulle weet wie jy is. Wedergeboorte stel jou in staat, maar ons het nodig om te weet wat is die voordele wat aan my gegee is met wedergeboorte. Dat ek hoef nie te wag dat ek op 'n sekere plek in my geestelike loop kom nie. Nee, my hele loop is geestelik.
Dat ek nie hoef te wag en sê, maar ek is nou maar net 'n baba Christen. Ja, ek verstaan dat ons vergelyk die wedergeboorte met die prosesse en dit is so. Ons het daar sekere spyse, sekere melk waarmee ons gevoed word en later kry ons die vaste spyse. Maar moenie dink dit is nou eers wanneer jy 18 jaar oud is in die Here. Ek weet nou nie of u en ek ook soos ons met ons diere doen, katjare en hondejare. Nee, wedergeboorte kan jy nou ervaar en dan kan jy jou geloof in God sit en jy kan sien hoe die berg skuif. Dat hy is besig om 'n toevoeging tot jou lewe te kan gee. Hoekom? Daar's 'n angstigheid om jou, nie meer in jou nie, daar's nou 'n vrede in jou, maar daar's 'n dringendheid om jou, dat die Here vir jou moet deurbreek, en dit gaan kos dat ons God gaan glo. Dit gaan kos dat ons hierdie sleutels wat aan ons gegee is, dat ons dit sal vat en die deur oopsluit, dat ons sal weet wat dit beteken om wedergebore te word. Dan het ek nodig om te weet, ek moet verstaan, ek moet dit my eie maak, wat dit is om in God 'n lewe te hê, in Christus te leef. Baie van ons, ongelukkiglik, by kere het nog sekere gevoelens dat ons aanneemkinders in hierdie huis is. So daar is 'n gevoel dat ek is nou toegelaat om in hierdie verhouding met die Here te kan wees, maar dit voel nog nie vir my of ek sy kind is nie. Dr. Gustaf het uitgewys 'n paar weke terug en ek dink 'n paar kere wat hy met ons as leierskap gepraat het oor die wet van aanneming. Hoe jy nie kan teruggaan op daardie dokumente wat ingevul is nie. Wanneer dit kom oor die gedagte, en spesiaal die Hebreëse gedagte oor aanneming. Ons kom in hierdie huishouding van geloof, en ek praat nie net van Loftel Internasionaal as kerk nie. Ek praat van wanneer ek in verhouding met hom kom, dan sien ons, dit lyk vir my asof net die Here se eie kinders, hulle wat al die boksies besig is om gemerk te word, net hulle word voorsien van. Dit lyk asof die Here 'n paar blou oog kinders het. Dit lyk mos nou asof die Here 'n sekere spesifieke, jy moet seker so lank die Here dien voordat hy jou gehoor gee. Jy moet nou werk na hierdie verhouding toe, sodat jy nou kan kom by 'n plek dat hy jou gaan aanhoor. Nee. Die oomblik wanneer jy jou hart aan die Here gee, weet jy's kind van God, dat jy's geregtig tot die voordele op die tafel. Hy word geslag, hy word neergelê, hy gee gewilliglik sy lewe aan ons oor, sodat ons kan deelneem aan die tafel wat aan ons voorgesit word. U en ek is gewoond om net die ou stoeltjie nader getrek te kan hê, nou hang jy hier op die hoekie van die tafel. Nee, daar's 'n plek vir jou voorberei. Hy wil hê dat u en ek in daai plek sal kom instap. Hoe kom ons in daai plek in? Deurdat ons in Christus saam met hom in hemelse plekke sit. Ek en u het 'n lewe in hom. Soos hy is, so is ons. Nie net waar hy is, daar is ons nie. Nee, soos hy is. Ja, ons wil baie kere sê, daar's geen siekte in die hemel nie, daar's geen gebrek in die hemel nie, so ons wil baie kere sê, waar hy is, daar, nee, ons het nodig om te weet, dat hierdie lewe wat ons lewe, daar's geen gebrek, daar's geen tekort, daar's geen behoefte in Christus nie, ek lewe, daarom is dit belangrik, dat ek nie dinge sal aanvaar, wat nou by hierdie verhouding met Christus mee pas nie. Is nie 'n bietjie van dit en 'n bietjie van daai nie. Dubbelhartige man en vrou, is onstabiel in alle weë. Vanmôre, terwyl ons hierdie twee vyande van geloof arresteer, het ons ook nodig om te sê, dit gaan nie net oor bind nie, dit gaan ook om los te maak. Dit gaan ook vrymaking, die vrymaking wat deur die kruis plaasvind, dat u en ek op daai plek sal wees. As u tot op hierdie plek nog nie verstaan het wat eintlik met jou nuwe geboorte plaasgevind het nie, kom by 'n plek waar ons jou kan by die hand vat, dat u gedisiplineer kan word, dat u kan verstaan wat dit is om deel te kan neem, om aktief te kan deelneem, sodat jou lewe kan transformeer. Dan moet iets gebeur. Jou redding is nie net iets wat nou op jou kerkleer en lidmaatskap neergeskryf word nie. Nee, jou redding verander jou lewe.
Jou wedergeboorte verander jou lewe. Jy gaan begin sien soos wat jy 'n pad met die Here stap, nie net na 'n gemeente toe kom, nie net na 'n diens toe kom nie, maar waar jy sê, Here, daar moet meer wees tot hierdie lewe. En soos wat ek 'n begeerte het vir meer, gee die Here meer. En dan het ek nodig om te verstaan my posisie in Christus. Vra jouself af vanmôre, dit wat jy tans deurgaan, is dit waarvoor jy geskape is? Ek praat van die oppositie, ek praat van die weerstand. Nee, daar is 'n spesifieke doel waarvoor die Here een my geskape het, en dis hoekom. Onthou, die vyand kom val jou nie aan vir waar jy is nie. Hy wil jou weerhou van waantoe een ek moet gaan. Dis progressief. Daarom steel, slag, verwoes hy op jonge ouderdomme, sodat ons nooit by hierdie plek sal kom en die ontdekking sal maak dat die Here wil hê ons moet mense van geloof wees nie. Is vanmôre op 'n plek in die lewe en die Here wil hê dat jy moet hom vertrou, jy moet in hom glo, jy moet geloof aktiveer. Weer daar's 'n sekere ouderdomsgroep wat met hulle eggenote praat en sê mamma. Miskien het jy nodig om vanmôre net so oor te leun en sê mamma, ons moet God glo. Ons moet weer God glo. Dit wat my tot hier toe gebring het, dit wat ons tot hier toe gebring het, gaan ons verder vat. Hierdie is nie net wanneer dit kom by wanneer dit moeilik gaan nie. Nee, geloof is ook om God te prys, vir hom dankbaar te wees. Geloof is ook om te sê, Here, ek sien die omstandighede, maar op u opdrag gaan ek uit hierdie boot uitklim. Ek gaan nie dat hierdie vyande my langer in hierdie boot hou nie. Ek gaan hierdie vyande van geloof gaan ek arresteer. Ek vat vanmôre durf. Ek vat vanmôre 'n aksie waar ek sê, ek gaan uit hierdie boot van gemak wat ek nie van geweet het nie uitkom. Ek hoor nou dat daar voordele is. Ek is waardig. Ek is die moeite werd vir daai voordele om dit te kan omhels. Ek klim uit hierdie boot van wat my wil terughou het. Ek klim uit hierdie boot uit wat wil maak dat my familie moet ondergaan. Ons gaan nie ondergaan nie, ons gaan oorgaan. Hoekom? Omdat hy deurgebreek het. Dit is nie soos wat dit lyk nie. Dit is soos wat God gesê het dit gaan wees. As u vanmôre daai persoon is wat sê ek klim uit die boot uit, staan saam met my op vanmôre. Ek klim uit die boot van gewoonte om maar 'n sekere tyd van die maand siek te wees, verkoue kom en gaan en daar's al ewige infeksie in jou liggaam. Klim uit, breek die siklus vanmôre. Dis klaar. Maar van ons het nodig om te sê dat dit stop by ons. Verslawing stop by ons. Gebrekbehoefte stop by ons. Ons is die generasie wat dit breek. Ja, daar's 'n sekere familiegewoonte. Nee, jy is vry van die vloek van die generasie, wanneer jy ek weet wie ons in Christus is en ons neem ons posisie in hom. Is daar dinge wat ek moet doen? Ja, daar's dinge wat ek moet doen. Maar ek begin deur om hom aan te neem. Voordat ons vanmôre enige ander altaar uitnodiging doen. As u vanmôre in hierdie plek is en jy het nog nooit die Here Jesus Christus as jou persoonlike verlosser en saligmaker aangeneem nie, hier is jou oggend. Jy is hier vanmôre en jy sê ek kan nie my lewe langer lyk soos wat ek hom lewe nie. Mag Jesus die verskil in jou lewe kom maak. Maar hy is 'n liefdevolle Vader. Hy forceer hom nie af op jou nie. Ons moet hom die toestemming gee. Jy is vanmôre hier en jy het nog nooit jou hart aan die Here gegee nie. Jy sal weet dat hierdie eintlik breek van patroon is. Maar jy is 'n salwing in hierdie huis om mense te red vanoggend. As dit vanmôre u is en jy sê ek het Jesus nodig, ek wil hom aanneem. Vat vanmôre vrymoedigheid. Die res van ons sit ons geloof uit vir u om daardie gehoorsame stap te kan volg, om vanmôre net uit u sitplek uit te stap. Vanmôre sê u, ek wil Jesus aanneem.
Hierdie is jou oggend. Stap vanmôre na vore. Kom vanmôre uit. Want dis waar daai berg gaan skuif. Jy vind jouself in 'n moontlike teruggevalle toestand. Jy het al hom aangeneem, maar jy weet dat jy in 'n plek van louheid is. Dinge is net moeilik, hier's hulp vir jou vanoggend. Soos wat die bedieningsman kom, wil ek vra as u op 'n plek is waar jy sê, ek wil weer daai vuur ervaar. Stap vinnig uit. Kom saam met hulle uit. Kom saam as u vanmôre sê, ek wil weer oorgawe maak vir Christus. Moenie vanmôre bekommerd wees oor wat mense sou sê nie. Vat vanmôre vrymoedigheid. Jy weet dat die Heilige Gees is besig om met jou te werk waar jy staan. Kom terug huis toe. Kom terug na 'n huis waar daar 'n oorvloed is, 'n vetgemaakte kalf van geloof vir jou geslag vet gemaak word sodat hy geslag kan. Kom net terug huis toe. Daar's nog mense wat moet kom. David, hou net so klein bietjie aan asseblief. Daar's nog mense wat moet kom. Kom terug huis toe. Hierdie is 'n altaar vir mense wat voel ek het daai vuur weer nodig. Kom vat vrymoedigheid voordat ons verander gaan bid. Hierdie is 'n oomblik spesiaal vir u. Ou evangeliste sal begin sê dat as jou hart nou vinnig klop, weet jy moet hier wees. Ek wil nog vir 'n oomblik wag, want is mense wat hier voor moet wees. God maak reg om groot dinge in jou lewe te doen. Hierdie is die sleutel. Ontsluit vanmôre. Jaco, jy sit my onder baie druk. Dit is my belangrik dat jy sal deurbreek. Transformasie begin met hierdie stap. Kan moontlik staan en dieselfde bly, maar neem hierdie stap van geloof. Halleluja. Vader, ons dankie, Here, dat kom ons lei hulle terug na die Here toe. Here, ons dankie dat ons redding in hierdie huis wat plaasvind, Here. Here, ek bid Heilige Gees dat daar's geen een wat hierdie oomblik mis nie, selfs waar hulle nou staan, Here. Dank ek U, Here. Here, dat U is besig, Here, om in hulle harte te werk. Hierdie is hulle dag van omdraai, hulle dag van na U toe draai, Here. In Jesus naam, hulle kom terug huis toe. U is vanmôre hier en hier is 'n altaar vir U wat geloof nood ekstra samestemming nodig het vir U geloof. As dit vanmôre U is en U sê, Jaco, vertrou saam met my, dat die bedieningsspan saam met my vertrou, kom U vanmôre uit en sê, ek wil hê ons moet saam met berge praat, nie langer 'n bergdraer nie. Daar's moontlik siekte in die liggaam, daar's moontlik gebrek, daar's moontlik 'n familie wat moet gered word. Kom U vanmôre, kom vinnig uit voordat ons hierdie diens afsluit. Moontlik werk U in verkope en daar's nodig dat daar sekere doele wat moet gemaak word, of daar's 'n woord van die Here om 'n besigheid te begin, maar die vyand wil jou terughou. Hy wil maak dat jy nie sal uit die boot uitklim nie. Vanmôre is ons hier, kom ons bid saam met U. Stap asseblief, vat vrymoedigheid. Hier's mense wat kom, vat vrymoedigheid. Ons gaan saam met U stem vanoggend. Ons gaan ons geloof saam met U uitsit vanoggend. Hy doen nog wonderwerke. Here, ons loof U. O, elke knie sal buig. Kom ons steek ons hande na hulle uit. O, dat U. Ons praat met hierdie situasies wat die vooruit gestap is voor elke knie. Daar is niks onmoontlik by die Here nie. O, elke knie sal buig.
Ons verklaar vanmôre, Here, ons sit by dit wat nodig is. Dankie vir die salwing wat die juk breek, die las verwyder, Here. Hoe natuurlike heerlikheid oor dit wat sy die Here voor vertrou, Here. Ons dankie, Here, dat U in 'n kragtige manier deurbreek, Here, tot haar lewe toevoeg, dit wat sy nodig het, Here. Ons roep aan die noorde, die ooste, die suide, die weste, Here. En ons dankie daarvoor. Geloof sien die antwoord, Here. Ons dankie, Here, dat dit wat die vyand bedoel het vir skade en skande, U is besig om dit om te draai en te werk vir die goeie. Daar breek jy deur. Here, ons loof U. Here, ons loof U. Kan ek van die sissies kry? Kom net, staan net nader, saam met die ushers, kom staan net nader. Ons weet baie kere nie wat dit is wat mense nodig het nie, maar ons weet wat almal van ons het. Dis die voorreg om dit kan deel in die bediening van teenwoordigheid. Van ons sissies, kom net, kom omring hulle. Mamas wat hier is, sien hoe die Here vandag vir hierdie familie deurbreek. Kom nader. Ons dankie, Here, in die naam van Jesus. Ek vra vanmôre vir hierdie gehoor, is daar enigiets vir God onmoontlik? Wat is die antwoord? Nee. Daarom spreek ons dat die Here vanmôre vir hierdie gesin deurbreek. Dat die Here vanmôre vir hierdie gesin deurbreek. Dat die Here vanmôre vir hierdie gesin deurbreek. Dat die droom wat die Here het vir hierdie gesin vanmôre deurbreek. Dat daar bonatuurlike bystand is. Dat daar bonatuurlike verlossing is dit wat oor hulle kom. Here, ons dankie oor haar, Here, in die naam van Jesus. Here, ek dankie, Here, haper is op U agenda, Here. Die hemel ken haar naam, Here. Daarom dank ons U, Here, dat U dogter, Here, vanmôre bonatuurlike krag gee. Deurbreek in sterkte. In die naam van Jesus. Hy breek deur. Hy breek vir U deur. Hy breek vir jou deur vanmôre. Ons kanselleer die leuen. En ons glo dat die werk wat hy begin het, sal hy volëindig. Kom ons begin om te prys. Halleluja. 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 Ons gaan hierdie diens afsluit. Nooi iemand na vanaand se aanddiens toe. David, sal jy vir my kom afsluit asseblief? Halleluja. Gaan in hierdie Sondag in met groot verwagting. Prys die naam. Ons sluit die oë. Groot en gedigte, Here. Here, U is groot. Here, U is almagtig. Here, ons sê eers dankie vir die woord, my Vader, Here. Ek bid, Here, harte wat verhard is, my God, kom maak U vanmôre sag, my Vader. Here, my Vader, laat ons in die geloof stap volgens U woord, my Vader. Here, kom seën hierdie kerk. Kom seën elkeen wat vanmôre hier is, my Vader. Hierdie week wat onbekend is. Ek bid vir die salwing, my Vader, in U groot naam. Amen.